hofsaake. Ons lees 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 11. Opspraakwekkende hofsaake is aan die orde van die dag. Nou praat ek nie oor kriminele sake nie. Ek praat oor siviele hofsaake waar mense mekaar aanvat teenoor geskil. Dan word die vuil wasgoed gewas dat jy net sien sopspat. Die afgelope paar jaar was daar al verskeie sulke sake. En die tragedie is dat nie een van die twee partye werklik daar uitstap as 'n wenner nie. Albei kry gewoonlik ewe seer. Die enigste wat al die pad bank toe lag, is natuurlik die advokate. Ons is eintlik baie gelukkig in Suid-Afrika dat die mode van hoftoesleepery wat in Amerika heers, ons nog nie werklik getref het nie. Daar kan jy in die nag nie eers 'n bietjie lekker snork nie. Dan sleep jou buurman jou hof toe vir pyn en lyding en verlies van inkomste oor hy nie behoorlik kon werk nie. Jy hou hom ons uit die slaap. Ek dink die enigste rede waarom daar by ons nie baie van hierdie soort hofsaake is nie, is omdat dit dikwels baie jare kan neem voordat jou saak voor die hof kan kom. Dit is bloot nie die moeite en die astronomiese koste werd nie. In Paulus se tyd was daar 'n baie ingewikkelde en effektiewe regstelsel in plek, bedryf deur die Romeine. Vir gelowiges was die groot probleem egter dat die stelsel bedryf was deur heidene, ongelowiges. Paulus se argument is dat ongelowiges tog nie kan oordeel tussen die sake van gelowiges nie. Hulle het net eenvoudig nie dieselfde standaarde nie. Die kerk of gemeente sou tog die aangewese persoon wees om 'n dispuut tussen gelowiges op te los. Paulus probeer nie hiermee voorspraak maak vir kerklike howe nie. Die regte ding sou eintlik wees om die dispuut in liefde uit te praat. En as daar nie 'n oplossing is nie, moet jy dit aan God oorlaat om as regter op te tree. En as dit dan moet, dan ly jy maar jou skade om liefde en vrede te bewaar. Die groot probleem met dispute is dat al die vuil wasgoed gewoonlik uitgeslinger word. Beskuldigings word heen en weer gegooi en al die ou koeie van baie jare gelede word opgegrawe en vertoon aan die wêreld. Gewoonlik word daar ook nog 'n bietjie bygelieg om jou saak meer diepte te kan gee. En dan is dit nie net die twee partye wat mekaar in die hare vlieg wat seer kry nie, maar dikwels 'n hele klomp ander mense wat ook in die stof byt. Alles kom eintlik neer op liefdeloosheid. As ons tog maar net wil gaan luister wat die Here in die woord sê, dan kan baie bitter pyn, vernedering en seerkry gespaar word. Jesus het die wet opgesom in Matteus 22 vers 37 tot 40 deur te sê dat jy God en jou naaste moet lief hê soos jouself. Hy het verder gegaan met die skokkende uitspraak in Matteus 5 dat jy selfs bereid moet wees om jou vyande lief te hê. Daar moet nog groter liefde wees teenoor jou medegelowige. In Johannes 13 vers 35 lees ons, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Dis wat Jesus sê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Groot woorde hierdie, en woorde wat ons gerieflikheidshalwe totaal vergeet wanneer ons deur iemand verontreg word. Kom ons vergeet vereers van hierdie eerste twee, jou vyand en jou naaste, wat ook ongelowiges kan beteken. Die derde voorbeeld van liefde wat Jesus hier noem, is iets baie
intiem tussen gelowiges, bloedfamilie, boeties en sissies in Jesus. Natuurlik kan boeties en sissies vir mekaar kwaad word, want nie een van ons is engeltjies nie. Dis egter hoe ons hierdie kwaad word vir mekaar hanteer. Kan ons die dinge wat krap in liefde uitpraat en mekaar vergewe? Dit is wat ware broederliefde beteken. Jesus het ons leer bid en vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. Hoe kan ons hierdie gebed bid as ons nie bedoel wat ons sê nie? Hoe kan ons verwag dat God ons talle sondes moet vergewe? En as ons nie eers bereid is om die klein sondes wat iemand anders teenoor ons doen te vergewe nie. Dankie tog dat God soveel groter as ons is en sy genade so groot dat hy selfs bereid is om ons onvergewensgesindheid te vergewe. Die feit is dat ek bereid moet wees om die ding te gaan uitpraat met my medegelowige. En as dit dan so sou gebeur dat hy hardkoppig is en weier om na my kant van die saak ook te luister, dan is die regte ding om te doen om hom te vergewe. En as dit moet, dan moet ek selfs bereid wees om maar skade te ly. Die saak is baie groter as ek, nietige mensie, want dit is God se koninkryk wat in die gedrang is. Die wêreld hou ons met valkoë dop. As gelowiges in 'n hofgeding kom, is dit voorbladnuus. Kyk wat maak die Christene. Terwille van die heilige naam van God durf ons nie in sulke dinge beland nie, want dit maak 'n klad, 'n swart inkol op die vlekkelose kleed van Jesus. As daar geen oplossing is vir 'n geskil tussen gelowiges nie, is die aangewese ding om dit na die kerkraad te neem, sodat die gemeenteleiers kan besluit en die saak dus tussen gelowiges hou. Sodoende word God se naam ten minste beskerm. Amen. Kom ons bid saam. Here, leer my om waarlik lief te hê en om te kan vergewe, selfs al is die onreg teen my baie groot. Amen.